Goeiemôre almal, baie dankie dat julle saam met ons kuier op ons YouTube kanaal, by ons huiskerk. En mag jy daar waar jy is, ook iets van God se teenwoordigheid beleef. Want die God wat ons dien, bly nie in kerkgeboue of in mooi geboue nie, maar is by ons en in ons, oral waar ons beweeg. En mag jy hom ook daar waar jy nou is vanoggend ervaar. Ek wil sommer so 2 afkondigings maak. Vanoggend, die eerste ding is dat ons amper op ons jaarlikse Kalisdorp uitreik gaan van 30 April tot 4 Mei. As jy wil saamkom, moet jy asseblief met my kontak maak. Ons het beperkte plek en ons het al heel wat mense wat aangedui het hulle wil saamgaan. As jy nie kan saamgaan nie, maar wil deel wees daarvan, sal dit wonderlik wees as jy ons kan help. Ons gaan byvoorbeeld hierdie jaar die koshuis uitverf en die gordyne insit en daarvoor het ons natuurlik baie verf van gordyne nodig. So as jy dalk nog mooi gordyne by die huis het wat jy kan bring, of dat mense wat dit bietjie aan het werk en dit korter maak ensovoorts, so asseblief bring dit vir ons kerk toe. Of as jy ons kan help met verf, wit verf, sal dit wonderlik wees. Dan gaan ons ook weer vir die ou mense pakkies maak in die ouer huis daar, waarvoor 'n sjokoladietjies en 'n waslappie gee en 'n seepie, so as jy daarmee kan help, asseblief ons vir julle vra asseblief vir hulp ook daarmee. Dan die tweede ding is ons by Isibini begin ons nou 'n thrift studio of 'n tweedehandse klerewinkel. Ons moet ook probeer om fondse te genereer op ander maniere en ons wil dit graag doen deur tweedehandse klere te verkoop. Natuurlik sal ons nog steeds klere gee vir die hawelose mense wat dit nodig het, maar al die ekstra klere wil ons graag in ons tweedehandse winkel in Eysterplaat verkoop. So as jy dalk mooi tweedehandse klere by die huis het en nie meer dra nie, asseblief bring dit kerk toe. Ons sal dit en vir hulle 'n tweede lewe gee. Dus die tweede uitnodiging, ons sal julle ook later meer inligting gee oor hoe dit lyk en waar dit is, dan kan julle ook daar kom kuier. Ons sal ook 'n klein koffiewinkeltjie hê daar as jy dalk eendag lus is vir 'n lekker uitstappie. Nou julle, vandag is Getuienis Sondag, so 1 keer 'n jaar, dan sê ons, kom ons herinner gou mekaar weer, wat beteken dit om getuies te wees en waar is ons as gemeentes getuies? Nou voordat ons verder gaan, is dit vir my belangrik om te sê dat hierdie diens tweeledig is, dat dit gaan oor 'n getuienis oor waar ons gemeente betrokke is. Ons gaan vandag 'n bietjie terugvoer gee en sê, waar is ons gemeente, waar ondersteun ons mense om getuies reg oor die wêreld te wees. Maar, ons gaan vandag, en dit is ook waar Getuienis Sondag gaan, vir mekaar herinner, vir myself herinner, dat ek en dat jy ook geroep word om getuies te wees. Dis nie net die mense wat sendelinge is ver in die wêreld wat getuies is nie, dit is ook ek en jy. En Getuienis Sondag gaan ook daarom te sê, hoe kan ek en jy getuies wees waar ons elke dag beweeg? By die skool, by die kerk, by die huis, by die werk. Ek en jy is ook geroep. En het ook die roeping van Jesus ontvang om getuies in hierdie wêreld te wees. Nou, as ons oor getuies en getuienis praat, dan sal altyd 2 tekste wat in my opkom en ek gaan graag vir julle daai 2 tekste lees. Die een is Matteus 28, die bekende gedeelte oor die groot opdrag. Ek lees vir julle graag van Matteus 28 vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Veral die vers 19 word gebruik as ons praat oor getuies wees, gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels, gaan dan. En die ander bekende gedeelte is Handelinge 1 vers 9, maar julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ek dink dit is baie duidelik in die Bybel, en ek dink ons kan daarmee stryd nie, dat ek en jy geroep word om getuies te wees. Jesus kom en hy lei mense op en hy roep mense, en hy gee hulle die opdrag om die goeie nuus van die evangelie uit te dra. En dan gaan hy so ver deur vir te sê, julle moet dit doen hier in Samaria en in Judea, maar ook tot in die uithoeke van die wêreld. Ek dink almal van ons ken iemand wat hulle lewe opgegee het en ver gegaan het, daar in die vreemde, en daar wil hulle niemand geken het, daar wil hulle dalk nie die taal kon verstaan nie, omdat Jesus hulle geroep het
om ver te gaan, om naar die uithoeke van die aarde te gaan en daar die evangelie te gaan verkondig. En ons as gemeente, natuurlik word nie almal van ons geroep om te doen nie, maar ons as gemeente sê, ons wil graag van hierdie mense wat daai roeping ontvang het, ondersteun. En as getuienisbediening in ons gemeente is ons betrokke by 'n paar van hierdie mense en organisasies wat reg oor die wêreld getuies is. Ek wil graag sommer net vir julle weer vandag noem wie hierdie mense is. Die eerste persoon of gesin wat dit doen is Stefan, as wat deel is van Missie Japan. Stefan en sy gesin bly in Japan en hulle fokus vir al die laaste paar jaar om gelowiges op te lei, om kerke te begin, om ander mense na Jesus toe te lei. En ons wil hulle ondersteun, dit te sê, ons glo in wat hulle doen. Ons wil graag saam met hulle deel wees met hierdie werk in Japan, een van die lande wat die kleinste of minste hoeveelheid gelowiges het. 'n Ander bediening, ander getuienisprojek is Feba Radio. Julle ken Vergeo in ons gemeente wat die verteenwoordiger in die Weskaap is. En Feba Radio gebruik radiostasies en radio-uitsendings om mense te bereik in lande waar dit onmoontlik is om die evangelie te verkondig. En hulle sal vir julle baie stories en mooi stories kan vertel van mense wat na die Here toe gekom het toe hulle hierdie uitsendings gehoor het. En vandag nog bereik hulle miljoene mense reg oor die wêreld. Dan is ons betrokke by Dries en Ilse wat nou die leiers is van The World Needs a Father. Ons weet in ons land word 'n groot groep kinders sonder enige pa's groot. Klomp kinders in ons land weet nooit eens wie hulle pa is nie. En daarom wil hulle graag jong mans oplei om te sê, maar hoe kan ons betrokke wees? Hoe kan ons goeie pa's wees vir ons kinders? Hoe kan ons die wiel omdraai? En sê, maar ons gaan 'n land word waar pa's betrokke is. Dan is betrokke by die Gideons. Julle almal ken die Gideons. Hulle is al baie jare aan die werk en hulle fokus veral daarop om Bybels uit te deel. Ook op plekke waar ek en jy dalk te bang is om te gaan of nie wil gaan. Daar's 'n klomp stories van hoe hulle in tronke bedien, hoe daardie mense werk en Bybels daar los. En dan sal hulle vir jou stories kan vertel hoe mense hulle lewens omgekeer het toe hulle vir die eerste keer 'n Bybel gehad het en dit kon lees. En laastens is ons betrokke by straatwerk wat eintlik hier naby ons is. Hulle kantore is daar in Bellville, maar hulle werk ook baie in die middestad en straatwerk. Alhoewel hulle bekend is daarvoor dat hulle met hawelose mense werk, doen ook 'n klomp ander dinge. Hulle het 'n groot ophelprojek wat hulle werk skep vir mense. Hulle het 'n groot bediening onder vroue wat vasgevang is in prostitusie. En ons as gemeente glo in wat hulle doen en wil graag vir straatwerk ook in hulle roeping ondersteun en daarom ondersteun ons hulle ook finansiëel. So hier wil ek die gemeente vandag vir julle uitnooi en sê, kom ons hou aan met hierdie. Kom ons ondersteun ander mense wat die roeping ontvang het om getuies te wees, selfs op ver plekke. As jy 'n finansiële bydrae maandeliks wil maak na die kerkrekening, spesifiek vir die getuienisbediening, wil ek jou uitnooi om dit te doen. Gebruik die verwysing en sê, hierdie geld wil ek hê moet gaan vir ons getuienisbediening. En ek hoop dat ons gemeente altyd sal erns maak met hierdie roeping, om ook ander mense te ondersteun wat hulle roeping op ver plekke, na die uithoeke van die wêreld uitleef. Want ons het nou gehoor, die teks sê, dat ons in Samaria, Judea, maar ook tot die uithoeke van die wêreld moet bedien. Maar vriende, vandag is ons ook hier om vir mekaar te herinner dat ek en jy ook geroep word om getuies te wees. Dis nie net die mense wat ek nou van vertel het, wat selfs so ver as Japan werk nie, maar ek en jy word ook geroep om getuies te wees. En dalk het ons vir te lank weggekruip agter dit en gesê, ja, maar ons gemeente is ons betrokke by daai bediening. En dan amper gedink het ek hoef niks te doen. Solank ons daardie mense finansiëel kan ondersteun en vir hulle kan bid, is ons okay. Ek dink Getuienis Sondag gaan ook daaroor dat ons mekaar herinner dat ons ook die roeping ontvang het. Maak nie saak wat jou storie is of hoe minderwaardig jy dalk mag voel of klein jy mag voel nie. Jesus kom sê en kom roep jou en sê, ek wil jou gebruik om getuie te wees van hierdie boodskap, van die goeie nuus van die evangelie. En toe ek hierdie teks, toe ek aan dit weer dink hierdie week, toe wonder ek natuurlik, maar hoe doen ons dit? En ek kon toe nie anders as na Matteus 25 toe te gaan, 'n teks wat vir ons baie prakties sê, maar ons kan getuies wees soms deur die eenvoudige daaglikse goed. Dit hoef nie iets groot te wees soos my tas oppak en ver gaan, en natuurlik word mense geroep daarvoor en ons moet hulle ondersteun. Maar ek wil graag vir Matteus 25 lees en ook vir jou herinner wat jou roeping kan wees in ons gemeenskap. Ek lees Matteus 25 vanaf vers 34. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping
van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het om vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en iets gegee om te drink, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers of susters van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. By Isibindi het ons hierdie lese of motto wat sê, don't tell them Jesus loves them until you are ready to love them too. Om getuies te wees, vra ek dit van ons, dat ons net sal vertel dat Jesus lief is vir mense, maar dat ek en jy ook prakties die liefde van Jesus sal sigbaar maak aan ander mense. En prakties kan soms so eenvoudig wees soos om water te gee vir iemand wat dors is. Iemand wat siek is, te besoek en te bemoedig. Om in die tronk te gaan kuier by mense wat alleen is, maar dalk nie die boodskap van Jesus ken nie. Of om iemand kos te gee. En so kom herinner Jesus vir my en jou ook, dat ek en jy getuies kan wees. Wanneer ons besig is om lief te wees vir die geringstes in ons samelewing, dan is ons besig om die liefde van Jesus uit te dra in hierdie wêreld. So op Getuienis Sondag wil ek jou kom herinner aan die roeping wat God ook vir jou gegee het, om 'n getuie te wees. Elke dag is daar 'n geleentheid wat ons van die liefde van Jesus kan getuig. Dalk nie deur die woorde te sê nie, maar deur ons dade. Dan is dalk iemand wat ervaar, maar hier is iemand wat my lief het. En so sal hulle ook die liefde van Jesus dan ervaar. En daarom is Isibindi een van die projekte of bedieninge wat ons as gemeente ondersteun. Isibindi is nie 'n projek wat daar eenkant gebeur. Isibindi is in ons gemeente, dis deel van ons gemeente. Dis waar ons gemeente sê, hier wil ons prakties vir mense wys hoe lyk Jesus se liefde. Hier wil ons prakties vir jong mense wat nie verblyf het, nie verblyf nie. Vir jong mense wat iets het om te eet, iets gee om te eet. Vir jong mense wat die ouers het, die 'n tuis te gee. Prakties wil ons die evangelies sigbaar maak. Ek wil nie lank praat vandag nie. Wil jou net kom herinner aan ons roeping om getuies te wees. En dit beteken dat ons die mense wat ver is van ons getuienisbediening, vir Stefan hulle, straatwerk of Weber Radio, dat ons sal aanhou om hulle te ondersteun. En dit is natuurlik belangrik, sê die Here, om na die uithoek van die wêreld te gaan. Maar ek wil jou ook vandag kom herinner aan jou roeping om 'n getuie te wees. So kom ons raak vir oomblik net rustig en vra, Here, hoe kan U my vandag gebruik om 'n getuie te wees? Waar kan ek prakties dalk Matteus 25 gaan uitleef in die manier hoe ek leef in die plekke waar ek beweeg? Mag ons vanoggend ook uitgedaag word deur hierdie woorde. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg om betrokke te wees en deel te wees van mense se stories wat ver in hierdie wêreld besig is om U woord en die evangelie te verkondig. En ons vanoggend vir hulle kom bid. En ons vra dat U hulle sal versterk. Ons kan nie indink hoe moeilik dit moet wees om 'n land te woon waar jy dalk vreemd is en nie die taal kan praat nie, waar jy dalk geen familie het nie. Daarom kom bid ons dat hulle op 'n unieke manier sal ervaar dat U by hulle is, dat U Heilige Gees in hulle is en hulle die krag gee om hierdie werk te doen. Here, kom werk op vanoggend in ons harte en kom wys ons waar U vir my wil gebruik om 'n getuie te wees. Waar kan ek U liefde gaan uitleef na die geringstes in ons samelewing? Wie is hierdie mense wat U liefde nodig het? En gebruik my om dan deur liefde te getuig en op so 'n manier die evangelie te verkondig. Amen.